'n awesome Paasnaweek. Ek staan in verwondering van wat die Here gedoen het in sy gemeente en saam met ons mense, saam met familie en so welkom op hierdie awesome dag. Soos julle kan sien, die graf was Vrydag toe. En vandag is hy oop. En daar's niemand daar binne nie. Want hy het opgestaan. Ek wil net voor ons begin met die boodskap. So Vrydag was vir ons almal 'n celebrate, 'n dag. Maar so kort na 4 kry ek 'n oproep. Oom Neels Kroon, hy het sy ewige kroon gekry. So mooi. Maar tannie Susan, Sonel, julle as gesin, wil ons innige simpatie. Op Goeie Vrydag stap hy die poorte in. En sy wedloop op aarde is verby. Maar vir my so mooi voorbeeld, 55 jaar was hy en sy vrou getroud. Altyd vroeg by die kerk. Altyd 'n smile op die gesig. Maar tannie Susan, tannie is 'n voorbeeld vir ons. Haar beste vriend afgestaan en sy sê, ek kan nie anders dan die pastoor, ek moet in die kerk wees. Want hy was vir haar 'n voorbeeld. Maak nie saak hoe taaf die lewe is nie, maak nie saak of ons iemand aan die dood afstaan nie, en maak nie saak hoe hartseer ons is nie, hierdie is waar ek my krag vandaan kry. Saam met die gelowiges. So ek wil jou aanmoedig, kry jou voorbeeld by so iemand. Moenie laat die duiwel vir jou kom jok. Ek begin nou preek oor iets anderste. Dat die duiwel vir jou begin jok en sê jy kan die Here dien by die huis nie. Ja, jy mag. Jy kan. Ons kan. Maar dis die samekoms van die gelowiges wat vir jou krag gee. Waar daar ander gelowiges is wat jou gaan laat staande bly. So tannie Susan, ons is saam met tannie hartseer, maar Vrydag, hy's net hemel toe. Toe lag tannie Susan al klaar en sy sê, sy weet daarom hy's in die hemel. Hoe weet ons? Uit die lewe wat hy gelei het. 'n man wat gebid het, 'n man wat lief was vir die woord, 'n man wat lief was vir sy vrou, 'n man wat lief was vir sy familie. So kry ons voorbeeld uit daai uit. En vroeg by die kerk. Asseblief, help die pastoor ook. Wees bietjie vroeg by die kerk. Ja, want as die pastoor hierso so 2 minute voor 9 omdraai en die kerk is nog leeg. Julle weet nie wat doen julle aan my nie. Maar dan sit die kerk so 5 minute na 9, dan dank Here, u die mense, soos die brood en die visse vermeerder het, u die mense ook vermeerder. Maar ons is besig met die reeks, of ons maak klaar vandag met die reeks, leeg. En vandag maak ons klaar, want die graf is leeg. Matteus 28 vers 6. Sê Matteus, hy is nie hier nie, want hy is opgewek uit die dood. Presies wat hy gesê het. Kom kyk. Hier het sy liggaam gelê. Die disippels, die vrouens het ingegaan. Kan dit waar wees? Al wat daar oor is net lappe. Vir die wêreld lyk dit weer eens hopeloos. Want 'n paar plekke sê hulle nee, maar hulle het seker sy liggaam gesteel en al hierdie dinge, en daar's ouens wat probeer bewys dit kan nie waar wees nie. Maar ons weet dis waar. Want hy het vir homself gaan wys, hier's ek. Thomas, voel hierso, hierdie spies ingegaan. Want ons wil nie glo nie. Maar sit jou vinger hier in, voel, dis ek. So kom ons net daar waar jy is, maak jou oë toe.
Dankie Here, dat ons onsself kan kom leegmaak. En in ons leeg kan ons hoop vind, want die graf is leeg. En U het opgestaan. U oorwin die dood. Daarom kan ons in oorwinning loop. In Jesus naam. Amen en amen. So ek regtig die Here gaan vertrou. En ek gaan vir julle 2 karakters uit die woord uitgee. Ons almal ken hulle wat voor die kruisiging by die nagmaaltafel gebeur het. Ons gebruik nagmaal hier ook hierdie naweek al. Maar 2 karakters wat vir my uitstaan in hierdie gebeurtenis wat hopeloos lyk op al 2. Die eerste ene is Judas. Nou Judas was die tax collector. Niks teen iemand wat vir SARS werk of finansies of enigiets nie. Money is the root of all evil. Jy moet pas op hoe jy dit aanwend, dat jy daarom dit aanwend om die koninkryk te bou. So in die kerk, wanneer jy jou finansies gee, dan is dit geen bose mag nie, om koninkryk uit te brei, vir die uitbreiding van die evangelie. So, daar gelos, maar hy's 'n ander man. Maar ons lees in Matteus 26 vers 21 tot 23. En terwyl hulle eet, sê hy, Jesus, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Nou sien, ek gaan rondspring tussen Matteus en Johannes vandag. Ek wil in die orde gaan soos wat dit gebeur het, en ons lees in Johannes 13 vers 26, en Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie brood sal gee, wat ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot. Matteus 26 weer terug, vers 25, en Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit ek, Rabbi? Hy antwoord hom, jy het dit gesê. So as 'n mens hierdie gebeurtenis van Judas sien, is dit aan die nagmaaltafel, en Jesus sê vir hom, ek weet, dis wat gaan gebeur. Maar weer terug by Johannes 13, vers 27 sê hy, en nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen, gaan doen dit haastig. Gaan doen dit gou. Die ding is, as ons toelaat, en ons sien hierso, volgens Johannes, was daar 'n gedaanteverandering. As hy sê, en die Satan het in hom ingevaar. So daar was 'n duidelike swaai aan Judas aan daai tafel, want hy het nou net nog gesê, maar Here, is dit ek? En iets gebeur in Judas, en hy sê, gaan doen dit gou. So as jy jouself vasvang in die verkeerde dinge, swaai is daar 'n gedaanteverandering wat in iemand plaasvind. Volgens Johannes was daar 'n duidelike verandering. In Matteus 27 vers 1, die volgende dag, so dit was aan die nagmaaltafel, die volgende dag, weet ons, en toe dit dag geword het al die owerpriesters, die ouderlinge van die volk, saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. So hierso speel die verhoor toe nou af. Judas het al klaar hierdie gedaanteverandering, en ons weet, hy kry 20 stukke silwer om Jesus te verraai. Maar gedurende die verhoor, besef Judas, o jene, wat het ek nou gedoen?
So gereeld kom ons, en ek wil nou sê hierdie kant van die kruis, voor die kruis, want Judas is voordat Jesus gekruisig is. Staan en kyk ons en ons besef, ek's 'n sondige mens, ek kom kort. Ek het 'n probleem, want ek's nog hierdie kant van die kruis. Maar toe Judas, sy verraaier, besef dat Jesus ter dood veroordeel is, het hy bitter spyt gekry. Ons raak spyt as ons hierdie kant van die kruis staan. Ons kom nie in oorwinning aan hierdie kant van die kruis en ons kyk terug, dankie Here vir dit wat U gedoen het nie. Ons word vasgevang hierdie kant van die kruis en hy word bitter spyt. En die 30 silwer geldstukke na die priesterhoofde en die familiehoofde teruggevat met die woorde: ek het verkeerd gedoen. Ergens moet ons, as ek terug, ergens moet ons tot die besef kom, ek het verkeerd gedoen. Maar omdat hy vasgevang was onder die wet, sê hierdie mense vir hom, ek gaan verder, ek het 'n onskuldige man uitgelewer. Hulle het geantwoord, dit raak ons nie. Want as jy onder die wet is, dan sê dit, jy's veroordeel. Jy het gemaak wat jy moet maak. Dis jou probleem, sê die woord. Judas gooi toe die geld op die tempelvloer neer, draai om en gaan hang homself op. Sonde loop altyd uit op die dood. Jou verkeerde leefstyl loop altyd uit op die dood. Volgende ou, Petrus, selfde tipe scenario, ook aan die tafel, Matteus 26 vers 33 tot 35. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. So almal anders te beamoen toe wat Petrus toe sê. Nou hierdie Petrus is toe nou hy's 'n rowwe ou, 'n rowwe jack, 'n brakpanner. Ek mag dit sê want ek's van Boksburg af. Maar so hy voel toe hy moet Jesus beskerm, want ek het mos nou hierdie gesê, Here, ek is so lief vir u, en ek sal u nooit verloon nie. Hulle gaan van daar af, staan hulle op, gaan bid, en toe Judas daar aankom, toe's Petrus reg, want ek het mos gesê, ek sal saam met u sterwe. En ons ken die woord, hy sê, dat hy in Johannes 18 vers 10, en Simon Petrus het 'n swaard gehad, dit uitgetrek en die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy regteroor afgekap. Nou almal dink, is vir my so weird, soos hy het hom kap by hom. Hy wou eintlik sy kop afkap. En toe's daai ou Matrix style. Toe kap hy net sy oor af. Gelukkig vir hom. En Jesus is toe gelukkig ook daar. En hy sê, I got you. Vat sy oor, genees hom. Hierdie ou gaan hom nou arresteer. En Jesus kom en hy genees jou. Petrus was so aan Jesus se sy. Heeltyd, want hy het mos gesê, ek moet gaan. Maar skielik draai Petrus se lewe ook. En Petrus raak van vol van Jesus,
omdat hy naby hom leef, skielik leeg. Johannes 18 vers 15 sê dit, en Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg. Nou mag jy vra, wie is hierdie ander disipel? Ja, daar word gesê dat volgens 'n paar kommentare dat dit is Johannes het baie keer van homself gepraat in die derde persoon, 'n ander disipel, maar hy praat eintlik van homself. So Johannes en Petrus het hom gevolg en daardie disipel het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas in. Vers 16 sê, maar Petrus het buitekant by die deur bly staan. En die ander disipel het uitgegaan en Petrus gaan inbring. Nou sê ek nou jy kort mense om jou. En ek sê dit weer. Gaan haal jy nog die ouens wat buite staan? Die ouens wat lanklaas hier was. Die ouens wat dalk sy rug op die Here gedraai het wat hier was. Gaan haal jy die Petrusse, soos wat Johannes gegaan het en hom gaan buite gaan haal het. So daar moet iemand daar wees om jou van buite af in te bring en by Jesus uitkry. So nou sien ons hierso, en asseblief hoor hierdie saam met my, ek gaan op ergens uitkom. So ons ken die drie verlonings, Johannes 18 vers 17 sê, toe sê die diensmeisie, die deurwagter vir Petrus, jy is tog nie ook een van sy disippels van hierdie mens nie. Hy sê, eerste keer, ek is nie. Tweede keer, kry ons Petrus weer een kan staan, in die binnehof. Weer een kan staan, ek neem aan as winter, woord sê, 'n koue aand, alleen, weer een kant, nie meer by Jesus nie. En dit sê in vers 25, en hulle sê vir hom, is jy tog nie ook een van sy disippels nie? Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Die derde keer, vers 26 tot 27, een van die hoofpriesters, dit hoe klein die wêreld is, hy was hierdie seker in Oudtshoorn afgespeel, hulle gaan jou altyd, jy ken altyd iemand, en van die, ek joke net, dit het nie in Oudtshoorn afgespeel nie, een van die hoofpriesters se diensknegte, wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie, en Petrus het dit weer ontken, en dadelik het die haan gekraai. Weereens 'n gedaanteverandering, want Petrus besef, o Heer, dis presies wat hy gesê het ek gaan doen, en daar kraai die haan. So daar's weer 'n gedaanteverandering. Gelukkig nie die Satan wat in hom ingevaar het nie. Imagine net sy vernedering, toe daai haan kraai en hy besef, ek het dit nou net gedoen. Ek het gesê, ek ken hom nie. Maar die awesome ding is, Petrus beleef die kruis. Petrus beleef die graf. Judas nie. Judas is lank voor enigiets gebeur het, hy het nie eers die eerste hou sien val nie. Want Judas was vasgekeer in sy situasie, sy nou, sy leegheid. Here, ek het geen hoop nie. Petrus ook daar. Ek is hopeloos, ek is leeg, ek het ons Jesus, die ou wat ek gesê het, ek sal naby loop, ek sal saam met hom sterwe, het ek verloon. Maar Jesus ontmoet hom na die kruisiging. Sê, gooi jou net aan die ander kant, hulle vang 'n groot klomp visse, en Jesus sê vir hom, kom stap saam met my. Nou Jesus is in die restaurasie business.
Maar hy wil hê jy moet saam met hom stap. Jy moet weer by hom uitkom. Jesus restoreer, maar hy restoreer jou nie net en los jou nie. Want dan sal jy steeds leeg voel. Partykeer kom ons, Here, ons het U nodig, en dan môre gaan ons net weer terug na ons ou leefstyl toe. Weer sal jy jouself leeg kry. Jesus kom en hy restoreer vir Petrus. Hy wil jou restoreer, maar hy wil jou vul ook. Die woord sê, laat jou bekeer, laat jou doop en laat jou vul. Kry jouself leeg, kry jouself reg by Jesus en laat jouself vul met die Heilige Gees. Johannes 21 vers 15. Lees ons hier waar Jesus saam met hom stap. En Jesus vra vir hom, toe hulle klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, het jy my lief, meer as hierdies, die ander disippels? En Petrus sê vir Jesus, ja Here, U weet dat ek U lief het. En Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammers. Eerste ene, gaan kyk na die nuwe bekeerlinge. Sorg vir die nuwe bekeerlinge. Die ouens wat nou net Jesus aangeneem het, gaan sorg dat hulle okay is. Want in elke kerk is daar lammers. Daar's jong bekeerlinge wat nou net Jesus aangeneem het. Sorg jy vir Jesus se lammers. Dis hoe Jesus restoreer. Versorg eers sy lammers. Die tweede ene in 16, is my opvallend, dat hy verloon hom 3 keer en 3 keer bevestig hy hierdie liefde vir hom. Jesus vra toe 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Antwoord Petrus. Jesus sê vir hom, wees 'n herder vir my skape. Wees 'n herder vir my volgelinge. Lei my volgelinge. Die ouens wat al 'n rukkie in is, lei jy hulle ook. Jou familie, lei jy hulle ook. Want dan sal jy waarlik wys dat jy hom liefhet. Maar so restoreer die Here. En as iemand vir my sê, maar pastoor, ek is nie eintlik 'n herder nie, want ek kan nie omgee vir mense nie. Dis die grootste leuen van die vyand. Ons almal moet 'n herder wees. Ons almal moet skape lei. God se mense lei. Help om sy kerk te lei. 'n derde keer vra Jesus hom in vers 17, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het hartseer geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het. Het jy my lief? Het hy, en hy antwoord Jesus, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Maar Jesus sê vir hom, gaan en versorg my skape. Gaan en maak seker dat al my skape okay is. Ek en jy is geroep om na die kerk as 'n geheel ook te kyk. Gaan versorg my skape. Eerste, die nuwe bekeerlinge moet ons seker maak hulle is versorg. Ons moet 'n herder wees aan die skape, nie net die pastoor nie, ons moet 'n herder wees vir die skape, en ons moet seker maak, die kerk het alles wat hy nodig het. So ek wil jou hierdie twee net so opsom. Judas het leeg geword met skuld, berou en hopeloosheid. Maar sy leeg het hom nie terug na Jesus toe gevat nie. Sy leeg was sonder hoop en sonder herstel. Ek wonder by myself, wat sou gebeur as Petrus nie by die priesters gaan berou toon het nie en direk na Jesus toe gegaan het en gaan vra, Here, ek weet ek het U verraai vir net 20 stukke silwer. Ek weet dat Jesus
sou hom restoreer daai dag. Maar hy wou sy goedkeuring by mense gaan kry. En daarom was dit hopeloos. As jy jou goedkeuring by Jesus gaan kry, sal hy jou altyd restoreer. Petrus, op die ander hand, het ook leeg gevoel. En ons lees in die woord, hy het bitterlik gehuil, omdat hy gefaal het en Jesus verloon het. Maar toe Jesus opstaan, het daar dieselfde leeg begin verander. Jesus het hom gaan soek. En Jesus al voel jy ver, Jesus gaan jou nie los nie. Jesus gaan jou gaan soek. In die donkerste gate, waar jy jouself bekry, sal hy jou gaan soek. Al voel jy hopeloos, hy sal jou gaan soek. Maar al wat hy wil weet, is het jy my waarlik lief? En wat sal jou antwoord wees? Want al wat hy wil weet, is ja, Here, U weet, ek het U waarlik lief. Die opstanding maak dit moontlik dat jou leeg, jou hopeloosheid weer vol word. Miskien sit jy hier vandag en jy het Vrydag jou hopeloosheid hier aan hierdie kruis kom vasslaan. En wat 'n belewenis van mense wat by die kruis kom kniel en sê, Here, ek dra hierdie las. Ek dra hierdie las wat ek gedink het ek moet self dra, maar U het dit eintlik op U gevat. Daardie totale las, en mense het dit hier kom vasslaan. Maar Jesus wil kom en hy kom vat elkeen van hulle se blaadjies wat hy was. Daai las, kom vat hy, en hy wil dit kom regstel. Hy wil jou kom vul. Want hier's dit leeg, sonder enige las. Leeg, sonder enige las. Maar Jesus staan vandag voor jou dalk. En hy gaan nie vir jou vra, het jy alles reg gedoen nie. Al wat hy jou gaan vra, is het jy my waarlik lief? En sal jou antwoord wees, ja, Here, U weet, ek het U waarlik lief. Ek gaan jou vra dat jy jou oë net daar sluit. Hierdie is 'n geleentheid om jou ou lewe af te lê. Te sê, Here, my ou lewe is agter, my skuld, my sonde, ek los dit agter my. En vandag, soos wat hy gesterwe het en opgestaan het, so het ons 'n geleentheid om mense deur die doopwater te vat. As 'n teken dat die ou mens sterf af. En ons staan saam met Christus in 'n nuwe lewe op. Ek staan nuut op, vol van sy gees, vol van sy liefde, vol van sy hoop. Die doop is die opstandingsboodskap in aksie. Leeg word, sodat God jou in sy volheid kan kom vul. Ek wil jou vra dat jy aan die kant die kruis sal kom. Daar waar daar vergifnis is,
daar waar daar genade is, daar waar daar uitkoms is, daar waar daar kans is vir môre. Dat jy nie soos Judas leeg sal uitstap nie. Maar dat jy by Jesus sal uitkom soos Petrus en jouself sal kom vul. En daar 'n nuwe begin vir jou vandag is. Ek gaan jou vra as die Here met jou praat. Ons is voorbereid. Sê pastoor, maar ek het nie my doopklere of ek het nie 'n handdoek of ek het nie 'n haardroër hier nie. Nie worry nie. Alles is reg. As jy voel jy moet gedoop word vandag, dat jy nou sal opstaan en hier voorkom staan. Die mense wat al klaar gesê het en hulle hande opgesteek het dat hulle gedoop wil word, dat jy ook hier voor sal kom staan. Ek gaan vra dat jy jou oë toe sal hou. Net uit respek vir die oomblik, daar gaan nou baie beweging wees. Nog net 'n oomblik gee. Ons fokus was nou op almal wat opstaan. Maak jou oë toe. En laat die Here net vir 'n oomblik in jou hart praat. Ek wil nie jy moet die kans mis nie. Dankie Here. Die nou in harte praat. En hierdie banke beweeg. Hierdie oortuiging kom doen. En ons bid Jesus dat wanneer ons hierdie sien, dat ons as gemeente getuies sal wees vir dit wat U vandag kom doen. Ou mense wat afsterf en 'n nuwe mens sal opstaan. Ons bid Here dat die Gees so teenwoordig sal wees. Tasbaar vir elkeen wat U gehoorsaam deur die doopwater. Dankie Jesus. Martie besluit om haarself te laat doop. 'n Mooi kind van die Here, voorbeeld vir ons almal. Tannie Martie sal dan hier so sit. Ek weet nou nie of dit te laag is nie, maar voel maar. Is dit reg? Okay. Tannie Martie, tannie se eie getuienis, eie belydenis, ooreenkomstig met die woord van God. Is dit vir my 'n voorreg om tannie te kan doop vandag. Ek doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Oh, praise the Father.
Timothy Dreyer, op jou eie getuienis, op jou eie belydenis, ooreenkomstig met die woord van God, doop ek jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Herbert, op jou eie getuienis, op jou eie belydenis, en maar die woord van God so sê, omdat jy gehoorsaam daaraan is, doop ek in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Op jou eie belydenis, op jou eie getuienis, en om die woord van God so sê, doop ek in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Op jou eie getuienis, op jou eie belydenis en gehoorsaamheid aan die woord van God, doop ek in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Op jou eie getuienis, op jou eie belydenis, ooreenkomstig met die woord van God, doop ek in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees.
Rudy doop. Elkeen van hierdie mense het verlede Woensdag saam met ons in 'n doopgesprek. So dis nie net ons net doop nie. Ons maak seker hulle ken Jesus, hulle het Jesus aangeneem en hulle volg Jesus. So die verantwoordelikheid wat hier gebeur ook. Maar Teens is besig met sy teologie studies en hy voel regtig hy wil die Here teologie studies. Rudy, wat het ek Teens? Rudy, dankie Rudy. Ek hoor hy praat hier onderlangs, dog hy sê amen, maar so hy beamen nie, hy try my net reg help. Maar Rudy is besig met sy teologie studies en hy sê vir my, toe hy vir my sê hy wil gedoop word, hy wil hê die Here moet hom in 'n nuwe ministry losmaak. En kan ons saam vertrou daaroor dat daai ministry 'n nuwe geboorte van 'n ministry sal gebore word hierso. So as jy Rudy sien, bid ook vir hom gereeld. Lees hom jou hande op hom, maar ons glo dat hierdie opstaan in 'n nuwe lewe, 'n nuwe ministry gaan losmaak ook nou. Rudy, op jou eie getuienis, op jou eie belydenis, ooreenkomstig met die woord van God, doop ek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here seën 'n hart wat soek na hom. So Marvin, gister kry ek 'n oproep terwyl hulle besig is om hier dekor op te sit. Pastoor, hier's iemand by die gemeente. Hy soek al van gister na 'n pastoor. Hy het nie my nommer gehad nie, toe bel hy die telefoonnommer wat op die bord is. Daai nommer bestaan al lank blykbaar nie. Maar soekend. En sê Here, ek ken U. Ek het U aangeneem, maar ek moet myself laat doop. Hy het verlede Sondag hier voor gesit en gehoor van die doop. En toe het ek 'n doopgesprek gistermiddag met hom. En ek weet die Here gaan so verwagtende hart, so honger hart gaan hy gebruik. Toe Malani uitklim, toe sê hy, hierdie is 'n ou hy lyk soos 'n ou rugby speler. Ek vertel vir Marvin, hy is 'n ou rugby speler. Malan sê hy is 'n ou rugby speler. Hy sê ek is pastoor, ek het verlede jaar Julie moes ek ophou rugby speel as gevolg van 'n skouerbesering, so Malan kan 'n rugby speler raak sien. Maar die Here is 'n rugby speler. En dalk het die besering gebeur vir 'n rede. Die Here iets nuuts in sy lewe wil kom doen. En uit hierdie gebore bring die Here altyd iets nuuts vir iemand wat hom soek. So Marvin, mag dit die begin van groot dinge wees vir jou. Sê. Eers toe druk. Marvin, op jou eie getuienis en op jou eie belydenis, omdat die woord van God so sê, doop ek in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
'n jong rugby speler. Toe ek die eerste Sondag toe ek hier so is, toe kom stel hy homself voor. Toe sê ek, sê hy speel rugby vir 'n skool aan die berg. Ek sê toe, "Ja, maar speel jy vir die eerste span?" Hy sê, "Nee, pastoor, ek is 15 jaar oud." So hy lyk soos 'n eerste span matriekseun. So Logan vir my 'n voorreg om jou te kan doop. En hy het nou hy het nie voor die tyd besluit nie. Toe moet ek eers die vraag vir hom vra dat hy Jesus aangeneem het en hy het ja gesê en is hy bereid dat ons as gemeente saam met hom 'n pad stap en saam met hom groei en hom kan teregwys as hy van die pad afgaan en hy het gesê ja pastoor. So 'n 15-jarige man wat verantwoordelikheid Christelik vat. En my vrou sê nou die dag vir my honger vir die woord. In die Bybel rond terwyl ek preek, maar die son preek ek dan in Psalm, dan in Genesis, dan in Exodus. En hierdie ou kan nie voorbly saam die pastoor se skrifte nie. So mag jy altyd so honger bly vir die woord. Dit gaan jou fondasie wees, maar mag daar groter dinge vir jou wees, Logan. Logan, op jou eie getuienis, die woord het jou oortuig daarvan. Doop ek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Op jou eie getuienis en op jou eie belydenis ooreenkomstig met die woord van God doop ek in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek like om stories te vertel. Toe hy Woensdag by die doopgesprek, ons gaan hier agter in die doopkamer in en wys waar gaan hulle aantrek en toe sê hy vir my, ek het hier binne groot geword. Sy ma is hier agter besig om seker maak almal is reg en sy vang almal hierso. En nou Solly wys vanoggend vir my 'n foto toe Solly 'n paar jaar terug gedoop is. Toe is hy halfte sy size wat hy nou is. En hy is nie baie groter nie. En hier besluit hy wil Jesus volg deur die doopwater. Ou wat lief is vir die kerk, groot geword in die kerk en nou speel hy dromme hierso voor. So mag die Here jou Dirk Gerald oplig vir nog groter dinge hierso. Ek spreek dit in Klein Karoo gemeente en mag hy jou gebruik ver bo wat jy nou as jong man kan dink en nog groter dinge hierso kom doen. Dirk Gerald, op jou eie getuienis en op jou eie belydenis ooreenkomstig met die woord van God doop ek in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
is Dirk Harold se sussie. So ek het Woensdag 'n gesprek met hom. Dirk Harold en wat als gaan gebeur en hierso sê sy, ek wil ook gedoop word. So ek het heeltyd net met Dirk Harold oogkontak. Sy wil ook gedoop word. So 'n mooi voorbeeld van 'n familie wat hom wil volg. Marley, op jou eie getuienis, op jou eie belydenis, ooreenkomstig met die woord van God, doop ek in die naam van die Vader. Sorry. Dis reg. En die Seun. Rustig. En die Heilige Gees. Vandag is dit 'n groot voorreg vir my. You can just imagine hoe dit voel vir 'n vader se hart as sy seuns besluit, we are going to go through with Jesus. Ek en Ryan en Ruben het 'n paar gesprekke gehad en ek het dit heeltemal vir hulle gelos dat hulle kan hierdie keuse op hulle eie maak. En ek wil vir jou sê, as die Here met jou werk in jou hart en hy praat met jou, dan kan niemand jou stop nie. So, ek wil vandag vir julle sê, manne, ek is trots op julle. Ruben sal sekerlik nou uitkom. There's only one God and one King, and his name is Jesus. Okay, Ryan, op die grond van jou eie belydenis en jou geloof in Jesus Christus, en dat jy gehoorsaam aan hom is, gaan ek jou nou doop in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. En ek is nou my ander seun se beurt, Ruben. En ek wil vir hulle altyd sê, ons almal weet, hy is in die Kaap en hy is besig daar. En Ryan is daar en George en hy is besig met sy lewe. En ek wil vir jou sê, wat kan 'n huis wees sonder 'n moeder? En albei van hulle se ma sit hier voor. Ek kyk my weer voor. En ek wil vir jou sê vandag, my skat, dankie vir wat jy in ons lewens doen, en beteken vir ons. Ruben, op grond van jou eie belydenis in Jesus Christus en dat jy hom wil volg deur hierdie doopwater, gaan ek jou nou doop. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.
wat 'n voorreg vir my ook om dieselfde pad met Daniel vanoggend te stap. Wat ook besluit het vanoggend die Here praat met haar in haar hart dat sy haar wil doop. En Daniel, jou ma is so trots op jou. Ek met my hele hart. Is jy reg? Daniel, op grond van jou eie belydenis en jou geloof in Jesus Christus, en jy gehoorsaam aan sy woord te wees, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Net daar waar jy is, kom ons celebrate hierdie en ons sluit af. Dankie Here vir u woord. U woord wat waarheid is, u woord wat belofte is, u woord wat ons hoop is. Wanneer ons leeg voel en wanneer ons onsself voor u kom leeg maak, kom vul u ons met u hoop, die hoop van Jesus Christus. Mag ons so ons oë op u hou, want u is die beginner en die volëinder van ons geloof. Vir baie van hierdie wat u gevolg het vandag deur die doopwater, is dit net die begin. Here, dankie dat u by beginne werk u. Gee u hoop, vul u opnuut. En ons bid oor elkeen wat vandag gehoorsaam was aan die stem, en hulle wat dalk nog gaan op die stem reageer in hierdie dag om te kom. Ons bid Here dat u elkeen so sal seën vir die besluit wat u gemaak is, voorgetuies Here, dat ons elkeen kan celebrate en sê dankie vir dit wat u kom doen het. Dankie dat u bygevoeg daagliks by u gemeente. En Here, dankie dat ons soos 'n stad op 'n berg kan wees wat nie versteek word nie. Dat ons 'n lig in Oudtshoorn kan wees, 'n lig in die suidwestelike distrik kan wees. En 'n lig in die Wes-Kaap kan wees. Dankie dat ons kan seën bid oor elkeen wat u gevolg het vandag. In Jesus naam alleen. Amen.